Ons het die laaste dag van ons week van gebed bereik. Vandag, op dag 4 van ons week van gebed, is ons gebed in diens en is ons diensbaar in gebed voor die Here. Ons reeks wat gegaan het oor 'n lewe tussen die wolke, is 'n reeks gevul met die wete dat ons leef in 'n tyd waar Christus opgevaar het na die hemel, maar waar hy sy Heilige Gees vir ons gegee het. En dat ons kan leef in 'n tyd wat ons met 'n verwagting leef, dat Jesus Christus weer sal kom. En dat hy in hierdie tussentyd sy Gees vir ons gegee het. Daarom dan het ons die boek gebruik as 'n bietjie van 'n bron wat ons maatstaf gevorm het vir ons fases. Gemeentes in die kragveld van die Gees. Dit sal ook die brondokument wees ook later in die jaar van ons Pinksterreeks wat voorlê. So bly by in hierdie jaar, want ons gaan nog baie leer en groei oor die tyd hier tussen die wolke. Ons teken van wolke sal reg deur die jaar ons bybly. Ons kalender spreek iets daarvan met ons rivier met die miswolke oor. Die rivier wat tussen Keimoes en Heilersdrif lê, wat ons gemeentes ruimtelik van mekaar skei, maar die brug wat ons tussen mekaar het, wat gevorm is om 'n eenheid tussen ons te bring, deur die krag van die Heilige Gees. Vandag dra ek ook swart. Thursdays in Black staan vir vroue wat geweld ervaar, vroue en kinders, en daarom is elke donderdag my gebed en my uitroep dat ons vrouens en kinders sal raak sien wat lewe in lewens waar daar soveel geweld is teenoor hulle. Daarom Thursdays in Black, wat altyd naby aan my hart sal bly, in 'n uitroep op haar naam, wat ek keer op keer sal roep. Vandag se gebed is in diens en gaan ons ook diensbaar in gebed gaan, en ek is so opgewonde oor vandag, want ons trek weer vandag gister se bron by, maar ook 'n ander bron. So ons gaan weer kyk na Handelinge 1 vers 1 tot 11, en jy kan nou die tyd vat om net weer die teks te lees en te luister na God se stem vanuit die woord, en hoe dit ons inspireer om ook vandag in diens te bid. Dan gaan ek vir julle ook nou 'n gedeelte lees uit die broederlike brief van Prof Heinz, waarna ek ook gister verwys het. Nou as jy so 'n bietjie teruggaan in die brief, dan skryf Heinz oor koninkryksdiens, dat die kerk se totale boodskap wat hy moet verkondig, is die verkondiging van Christus se heerskappy oor die ganse wêreld, en die mense verpligting om dit onvoorwaardelik te aanvaar en hom te gehoorsaam. En dit is presies waaraan Handelinge 1 ons ook herinner, dat Jesus regeer as koning oor ons lewens, dat sy koninkryk kom steeds elke dag vir my en jou. Daarmee is gesê dat die kerk die boodskap van die koninkryk verkondig, en dat die kerk in diens staan van die koninkryk. Geliefdes, ons is in diens van God se koninkryk, die koninkryk wat reeds vir ons gekom het. Nie net in die kerk nie, maar ook in ons huwelike, in ons gesin, in ons arbeid, in ons politiek, in die wetenskap, tegnologie, kennis, moet die mens Christus as Heer ken, aanvaar en gehoorsaam. Dit is koninklike diens. Die samelewing mag uiteindelik nie verkerklik nie, maar wel verchristlik. En dit is ook waarna ek gister verwys het, dat dit so belangrik is, dat ons die belangrikheid sal hoor, dat ons sal bekeer en ons hele lewe aan Christus sal wy. Dit wil sê, ons met ons wêreld verkoninklik.
Daarom is die kerk die mobilisasiekantoor waar mense God se saak in die wêreld gewerf en geregistreer word. Daarom is die kerk die opleidingskamp waar mense as vegters vir die saak van God die stryd van die goeie tot in die uithoeke van die wêreld moet gaan voer. Die erediens op 'n Sondag is nie bedoel om die kerk te verheerlik nie, maar mag ook nie verwelkom word as 'n ontvlugting uit die wêreld of 'n aanval op die wêreld nie. Die erediens is die voorbereidingsplek. Die voorbereiding vir die verowering van die wêreld deur die proklamering van God se koningskap oor die wêreld. Die kerk wat nie hierdie totale boodskap van die skrif verkondig nie, is nie die kerk van die Bybel nie. Die totale mens moet bereik word. En die totale mens is die mens wat bestaan uit siel en liggaam. En dit het Christus aangrypend gekonkretiseer toe hy in die profetiese rede iets vertel het oor wat in die laaste oordeel sal gebeur. Daarom, geliefdes, ek was 'n vreemdeling, sê Jesus, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Mag ons 'n koninkrykskerk wees, 'n kerk wat daarna strewe om in al ons bedieninge juis sy koninkryk te sien kom. Geliefdes, ons is vandag in ons gebed, dink ons na oor ons diensbaarheid. Hoe is ons diensbaar in hierdie kerk? Op ons laaste dag van saam bid, beweeg ons van 'n selfgerigte verstandsgodsdiens tot 'n lewe van daadwerklike diens. Want sonder dienswerk raak ons visie wat ons het ongeloofwaardig. Sonder dienswerk raak ons verbintenis aan God en wat ons glo oor God en in God betekenisloos. Wanneer ons elkeen van ons bedieninge sien as dienswerk in diens van God en sy koninkryk, dan begin ons meer van God verstaan. Ons begin meer soos God doen, leef. En so begin ons ook meer mense na God toe lei. So wanneer jy vandag bid vir ons verskeidenheid van bedieninge, ons bediening van die woord, ons jeug, ons gesinne, ons bejaardes, ons barmhartigheid, ons omgewing en ook dat ons sal rentmeesters wees. Here, mag ons vir u tot u bid en weet dat u ons koning is. Die laaste deeltjie wat ek wil met julle deel, is ons roeping uit die synode van 2023. God drie-enig roep ons. Ons Vader roep ons deur sy woord en gees na 'n toekoms waar Jesus reeds is. Op die weg daarheen roep God ons om hom te vertrou. Wanneer ons na sy teenwoordigheid verlang en smag na die heling wat hy skenk, God roep ons om onderweg nederig na sy stem te luister en dankbaar vir die verlossing in Christus hom te volg. God stuur ons, so het ons gehoor, om as 'n familie van gereformeerde kerke in ons verskeidenheid van kulture, tale en gawes en vereniging geloof, hoop en liefde, lig en sout vir die wêreld te wees. Ons word gestuur om as gemeentes en saam met ander kerke te getuig van Christus se evangelie, sy geregtigheid en vrede. Om in gemeentes veilige, vriendelike tuistes te help skep, waar mense disippels van Jesus kan wees. Om met gemeentes en gemeenskappe saam die werk in die verligting van nood en die bediening van hoop te wees. Om in ons geloof en aanbidding te groei, toegerus om leiding te neem in die bediening van sy woord en die roeping wat God op ons harte lê. Ons wil doen wat reg is. Ons wil liefde bewys. Ons wil lewe voor U, bedagsaam
So lei die synode lied van 2023. So wil ons God volg, ons Vader, Verlosser en Trooster. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal Christus se getuies wees reg oor die wêreld.